Die Here het die mens vanaf die begin gemaak om met hom in 'n verhouding te leef, maar die mens het 'n vrye keuse gehad of hy dit wil doen of nie. Daarom kry ons dwars deur die Bybel die uitnodiging van God om met hom in 'n verhouding te leef. Christus het sy lewe vir almal gegee. In Matteus 11 vers 28 nooi die Here Jesus almal wat moeg en oorlaai is om na hom te kom, sodat hy vir ons rus kan gee. 1 Timoteus 2 vers 4 sê ook duidelik dat God wil hê dat alle mense gered moet word. God het 'n hart vir die redding van alle mense. Maar dan sê Romeine 8 vers 28 tot 29 dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat volgens sy besluit geroep is, die wat hy lank tevore verkies het. Beteken dit dat sommige mense nie 'n kans staan om gered te word nie, selfs al wil hulle ook? Die woord wat hier met verkies vertaal word, kan ook verstaan word as dat die Here vooraf geweet het. God het voor die tyd geweet wie op sy roepstem gaan antwoord, maar hy roep hulle nog altyd, want sy hart is hul redding. Daarom het die Here Jesus ook aan die kruis sy lewe vir elke mens gegee, want sy hart is die redding van elke mens. Dat die Here voor die tyd geweet het wat my keuse gaan wees, beteken nie dat ek vrygestel is daarvan om self te kies nie. Ek is self vir my eie keuse verantwoordelik. As Romeine 8 vers 28 tot 29 praat oor hulle wat God vooraf geweet het dat hulle sy kinders sal word, sê hy dis net hulle wat soos Jesus kan lyk. As ek nie op God se roepstem antwoord en Jesus in my lewe innooi, kan my lewe nie soos Jesus lyk nie, want hy is nie in my lewe nie. Het jy al geantwoord op God se roepstem aan jou? Woon die Here Jesus nou in jou, sodat jou lewe al meer verander Jesus kan wys?